bietjie gereed te maak. As ek die foto met die seëngroet gedoen het, dan gaan ons almal opstaan en ons doen dan saam die geloofsbelijdenis. Na die geloofsbelijdenis wil ek graag vir u voorgaan met 'n gebed en u bly staan en ons sing dan die loflied aan die Vader, dank en ere. So ons sing dit dan, ek sal na die foto met die seëngroet wys, kom ons staan en dan doen ons die geloofsbelijdenis wat ook op die skerm sal verskyn. Ek wil regtig glo, geliefdes, dat dit vir ons almal 'n baie besonderse oggend sal wees. I really pray that God will bless this morning. Ons het ook 2 besoekers daar agter wat nie baie vlot Afrikaans kan praat nie. I'm going to do the sermon in Afrikaans, but you must understand that you are more than welcome to be with us today and to witness the baptizing of the children as well. Kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Here, in 2 Kronieke 16 vers 9 staan daar geskryf: die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Here, dis aangrypende woorde. Ook as u vandag dink aan wat ons gesindheid teenoor u is, en Here, hoe oop ons vir u wil wees, dan is dit dan ook vanoggend uit genade vir ons so wonderlik om te weet dat u oë oop op ons is. Dat u ook weet wat ons vandag hier doen en wat alle Christene vandag in verskillende kerke en in verskillende lande vandag doen. En daarom, Here, wil ons vra dat u ons dan ook, soos wat hier geskryf staan, dat u ons sal help, omdat ons met ons hele hart op u vertrou. Seën ons nou vanoggend, o Vader, en ek bid dat u ons elkeen sal seën met die wonderlike genade van die Here Jesus Christus, dat u ons ook sal seën, o Vader, met die barmhartigheid wat u vir ons het, en dat u vir ons sal seën met u vrede, sodat daardie vrede al ons verstand kan te bowe gaan. Ons bid, Here, dat dit regtig vanoggend vir ons 'n positiewe ervaring sal wees om hier by u te kan wees. Laat u naam dan ook geheilig word met dit wat ons doen. Amen. Kom ons staan. Kom ons doen saam die, Johan net sê die skerm die voorwerp. Kom ons doen saam die belydenis van geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaag het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Hemelse Vader, ons staan as die gemeente hier in die heilige teenwoordigheid. Here, ons het gekom uit alle rigtings, en ons het gekom met verskillende gemoedstemminge, en met verskillende probleme en vragte of gewigte wat ons met ons saamdra. Here, ons het na u huis toe gekom, of ons het hier na u gemeente toe gekom, Here, omdat ons mekaar baie nodig het, maar ook omdat ons u, o Here, baie nodig het. En ons wil vandag as die gemeente vir u kom dankie sê vir die voorreg wat ons het, om in u te kan glo en om regtig met u in 'n verhouding te kan staan.
Ons wil U vandag, Here, kom loof en prys vir U geduld met elkeen van ons. Want Here, as U nie met ons geduldig gehandel het ook in hierdie afgelope week nie, dan sou dit al bes moontlik met ons maar baie swaar gegaan het. Maar daarom wil ons deur die Gees U loof en prys, dat U altyd vir ons plek het in U hart, en dat U oë oor die aarde gedwaal het, om hulle wat van U afhanklik is, en hulle wat U vertrou, om hulle te kom seën. Here, ons wil kom bid en vra dat hierdie uur in U geselskap, hier rondom U woord en die sakrament, Here, dat dit tot eer van U naam sal strek, en dat U, Here, self tevrede sal wees. Ons wil kom bid, Here, dat U ons ook sal hoor as ons 'n loflied gaan sing, en as ons U naam daarmee gaan groot maak. Here, hoor ons dan as ons sing, en aan U die loflied bring. Amen. En ons gaan lees vanaf vers 21, en ek dink ek gaan stop daar by vers 24. Lukas 2, vers 21 tot by vers 24. Ek wil hierdie gedeelte met u deel, en dan gaan ek self ook 'n belydenis doen. En dit is naamlik dat ek 'n gedeelte in hierdie paar verse raak gelees het, wat ek nog nooit vroeër in my lewe raak gelees het. 'n Mens lees mos soms so oor die bekende, en dan verstaan 'n mens of jy klik nie wat jy regtig raak lees nie. Ek lees daar vanaf vers 21. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Toe die reinigingstyd, soos deur die wet van Moses bepaal, vir hulle verby was, het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. In die wet van die Here staan immers geskrywe, elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrifte in die wet van die Here, naamlik 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Ek wil net tot daar lees, maar ek wil vir u vra dat u spesifiek sal kyk daarna vers 22. Die woorde het hulle hom na Jerusalem toe gebring, om hom tot beskikking van die Here te stel. Ek wil graag hier sê, jy het daar raak gelees dat die kinders op die 8ste dag besny is, en toe sê iemand wonder sê net vir my dat hulle reken,
dat op die 8ste dag van 'n baba is sy weerstand of sy immuniteit dan van die hoogste. Dis hoekom die besnydenis dan eers plaasvind. Hier lees ons dan ook van 'n tipe van 'n tweede gebeurtenis, naamlik dat hulle die Here Jesus dan weer gebring het en dat hy aan God toegewy is, of dat hy dan tot beskikking van die Here gestel is. Nou ek het hier by my, op my manuskrip, het ek 'n sertifikaat. Ek het net 'n afskrif daarvan gemaak op my manuskrip. Dit is 'n sertifikaat wat hier in die jare 2008, 2009 die paswoord was. Want op hierdie sertifikaat het jy as mens die keuse uitgeoefen om ontdoop te word. En daarom noem hulle dit in Engels debaptizing. En as jy so 'n bietjie op die web gaan rondblaai en gaan kyk hoe dit werk, dan is dit ateïste wat op 'n punt van hulle lewe dan kom en wat dan hulle doop wil probeer kanselleer. Want die Anglikaanse kerk, veral in Engeland, het gesê dat as jy gedoop is en jou naam staan in die register, dan is dit deel van die pad wat God met jou loop en is dit die afwassing van jou sondes. Nou dis baie interessant as mense wil kyk hoe lyk die ritueel van die baptizing. En die sertifikaat wat jy onderteken lys soos volg. After due consideration, en dan vul jy jou naam in, having been subjected to the rite of Christian baptism in infancy before reaching an age of consent, hereby publicly revoke any implications of that rite and renounce the church that carried it out. In the name of human reason, I reject all its creeds and all other such superstition in particular. The perfidious belief that anybody needs to be cleansed by baptism or alleged original sin and the evil power of supposed demons. I wish to be excluded henceforth from enhanced claims of church membership numbers based on past baptismal statistics used, for example, for the purpose of securing legislative privilege. Geliefdes, kom ons sê dit, dat met ander woorde onder die ateïste is daar hierdie paswoord wat dan sê dat hulle wil hulle self ontdoop. Hulle wil hulle debaptize. Want die rede is dat die moderne mens of die postmoderne mens kom in opstand teen die belofte wat hulle ouers oor hulle lewe uitgespreek het en wat hulle ouers met God aangegaan het terwyl hulle self nog net babas was. Die kerk het gesê, ons kan nie jou doop ongedaan maak nie, maar jy kan in die publiek kan jy jouself daarvan distansieer.